31. Watter advies het hy aan Tino gegee? Hy moet skool klaarmaak. 32. Watter leuen vertel Tino aan Jerome rakende die wedstryd? Sy span het gewen en hy het 3 doele aangeteken. Hy was speler van die wedstryd. 33. Hoe het Jerome vir Tino beloon omdat hy daardie dag so goed gespeel het? Hy het hom 'n groen noot R10 gegee. 34. Watter ander leuen vertel hy aan Jerome? Hy gaan die volgende week eerste span speel, dan verwag hy R20 van Jerome. 35. Watter beeldspraak kom in die volgende reël voor? Sy stem hardloop deur die vertrekke in die huis. Personifikasie. 36. Watter werk doen sy ma? Sy is 'n verpleegster. 37. Watter effek het Tino se ma se beroep op hom? Noem 3 dinge. Nommer 1, hulle kry selfde kans om te kommunikeer, om te gesels. Nommer 2, hy moet snags na homself omsien. Nommer 3, hy moet op 'n jong ouderdom verantwoordelik wees. 38, wie was uiteindelik speler van die jaar? Martin. Hoe weet ons dat Martin na sy pa aard? Sy pa was eerste spankaptein, goed in rugby. 40. Hoe beledig Martin openlik vir Tino? Hy vra of Tino se pa ook 'n sussie is soos hy. 41. Watter leuen vertel Tino om oor sy verleentheid te kom? Hy sê sy pa het provinsiaal gespeel. 42. Watter sarkastiese opmerking het meneer Adonis en Martin gemaak? Hy was welkom om die les aan te bied. 43. Tino konfronteer sy ma en wil weet waarom hy ooit sy pa gaan sien. Waarom laat vaar hy hierdie konfrontasie? Sy ma se oë het begin blink. 43. Tino konfronteer sy ma en wil weet waarom hy nooit sy pa gaan sien. Waarom laat vaar hy hierdie konfrontasie? Sy ma se oë het begin blink. 44. Waarom vergelyk Tino vir Martin met 'n spinnekop? Martin druk hom altyd in 'n hoek. Konnotasie. 45. Waarom dink jy het Tino gesê dat sy pa vir WP gespeel het? WP-spelers is van die beste rugby-spelers. 46. Waarom probeer Tino die res van die dag vir Martin vermy? Hy wou nie nog vra oor sy pa beantwoord nie. 47. Watter voorstel het Tino daardie Woensdag aan Jerome gemaak? Hy wou hê Jerome moes voorgee dat hy sy pa is. 48. Het Jerome positief op Tino se voorstel reageer? Ja of nee? Gee rede vir jou antwoord. Nee. Hy vra vir Tino of hy mal is. 49. Waarom kon Jerome nie voorgee om Tino se pa te wees nie? Jerome was te jonk. Hy lyk skaars 10 jaar ouer as Tino. Noem 3 feite oor die leuen wat Tino aan Martin vertel oor waarom sy pa afwesige pa is. Hy werk in Holland. Hy is 'n sakeman vir 'n groot maatskappy. Hy kom slegs 2 keer per jaar huis toe. 51. Waarom volgens Tino sou sy pa daardie Saterdag by die wedstryd kon wees? Hy was in die land. 52. Waarom ontmoet Tino sy pa in sy drome? Waar ontmoet Tino sy pa in sy drome? 53. Watter besluit neem Tino die Vrydag? Hy gaan die waarheid oor sy pa vertel. 54. Wat dink die spreker gaan Tino doen wanneer hy op die dak klim? Hy gaan selfmoord pleeg. 55. Skryf 1 feit neer oor die onderstaande fotos. 55.1 Sy ma en pa glimlag asof hulle geheim deel. 55.2 Tino skeer sy ouers se foto middeldeur.